Welkom by Wat sê die woord, wat deel is van die rondom die woordbediening van die gemeenskapskerk in Oshakati. Ek is hier om jou vrae te beantwoord wat jy oor die Bybel het. En ons doel is baie duidelik, soos Romeine 10 vers 8 sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. So as jy enige vrae het, vra gerus en ons beantwoord dit vanuit die woord van God. Spreek lewe oor jouself, oor jou familie, oor jou omstandighede en alles sal goed gaan. Jy sal ryk word, jy sal gesond wees, jy sal gelukkig wees en jy sal vrede hê. Kan Christene lewe spreek? Wanneer ons praat van lewe spreek, is daar twee tipes mense wat lewe spreek. Aan die een kant kry jy die wat deel is van die voorspoedsologie, die Word of Faith Movement, soos hulle bekend staan, wat praat van die mens is klein gode, en ons het dieselfde tipe van krag en mag as wat God het. God het gesê, laat daar lig wees, en so kan ons ook spreek. Ons moet net vir onsself kan sê ons kan dit doen, en as ons geloof sterk genoeg is, dan kan ons eintlik enigiets doen. En dan kry jy die ander wat onbewus is, hulle maak gebruik van die taalgebruik van voorspoedsologie of van die lewenspreker, so hulle sal sê, wees positief, maar nou nie sê jy is siek nie, want dan gaan jy siek word en sulke goed, maar op die ou einde is dit nog steeds lewenspreek, hulle is nie bewus daarvan nie. Maar wat sê die Bybel oor lewenspreek? Is dit reg? En die antwoord is nee, dit is nie reg nie. Nêrens in die Bybel staan daar, ons moet lewe spreek, soos wat die Word of Faith Movement dit bedoel nie. In die eerste plek, God alleen het skepingsmag. Wie het in Genesis 1 geskape? Wie het die hemel en die aarde geskape? Dit was God en God alleen. God het gesê, laat daar wees. En daar het toe op die ou einde ontstaan. So dit is nie die mens wat skep nie. Die mens kan nie sê, laat daar wees nie, of laat dit so wees nie. Dit is nie hoe die mens is nie. Ons is deel van God se skepping en ons is nie die skepper nie. Die tweede plek, die Word of Faith Movement maak gebruik van teksgedeeltes soos Spreuke 18 vers 20 en 21. Ons lees daar, dood en lewe is in die mag van die tong. So dadelik sê hulle, jy kan lewe spreek, jy kan dood spreek, maar dit is nie wat hier staan nie. Hierso staan, dood en lewe is in die mag van die tong, en hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet. Met ander woorde, hierdie gedeelte gaan oor die regte gebruik van woorde. Hoe om jou woorde te gebruik, wat dit kan opbouend wees, of dit kan afbrekend wees. En dit is wat ons onder andere in Jakobus 3 lees, vanaf vers 5 tot 9, gaan lees dit asseblief. Maar daar staan net so is die tong maar baie klein in vergelyking met die res van die liggaam. As 'n mens egter begin praat, kom jy agter wat daar regtig in die tong steek. Die tong is soos 'n klein vuurhoutjie wat 'n groot bos aan die brand kan steek. As jy lelik praat, vloek, skinder of so iets, hoef jy niks anders te doen om te wys hoe sleg jy is nie. So met ander woorde, dit gaan oor hierdie krag wat jou tong het om af te breek, om mense op te bou. Jy kan, as jy negatief is die hele tyd en jy praat negatief, dan gaan jy negatief voel. Maar as jy positief is en positief praat, dan gaan jy natuurlik positief voel. Dit is 'n psigologiese ding, maar dit het niks te doen met skepingskrag nie, want God alleen het skepingskrag. God alleen kan sê, laat daar wees, en niemand anders nie. So dit is 'n dwaalleer om te sê dat die mens kan lewe spreek. Nêrens in die skrif staan dat die mens kan lewe spreek nie. Net God alleen kan lewe spreek. Want hy is God, hy is soewerein, hy is die almagtige. En ons is nie klein gode, soos wat die Word of Faith beweging glo nie. Ons is nie gooitjies nie. Daar's een ware God, en dit is die drie enige God wat ons aanbid. So dit is 'n las wat hulle op mense sit, om lewe te spreek. Hoekom? Want hulle sê, as jou geloof nie sterk genoeg is, kan jy nie lewe spreek nie. So daar's miljoene mense daar buite wat dink hulle geloof is nie sterk genoeg om hulle nie kan lewe spreek nie. Maar dit is nie wat die Here vir ons sê nie. Die Here sê vir ons, Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, hy het ons verlos, hy is ons koning, en hy stuur ook sy gees saam met die Vader, stuur hulle gees uit, om in ons te wees wat vir ons geloof gee, en hy dra ons, hy lei ons ook elke dag van ons lewe. Hy versterk ons deur sy woord en deur sy gees. En dit is die belangrikste. So as jy lewe spreek, onthou, asseblief, dis waar leer, kom weg daarvan.
Nêrens in die Bybel staan dit nie, want God alleen het krag om dit te doen.